Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 1 Augustus, Koffiekuier 961. En ek wil vanmôre met jou 'n bietjie saamkuier van die woord van die Here, Lukas 12, daarvan vers 13. Daar die perikoop waar dit gaan oor die verhaal van die ryk man wat nie rekening gehou het met God nie. Nou wil ek onmiddellik sê, ek is nie hierdie naweek aan die woord iewers by een van die eredienste nie, ons het ringsitting. So ek het nou nie so diep ingegrawe my voorbereiding soos wat byvoorbeeld Dominee Janie Hougaard of Louis Fourie wat by die Kleinmondkerk en Kuierkerk preek dit so goed doen het nie, maar dis tog 'n bekende verhaal wat Lukas ons vertel, gebeure van wat gebeur het in 'n gesprek wat Jesus gehad het. En dit konfronteer ons met 'n baie kernvraag in ons lewe. Wanneer is genoeg genoeg? Kom ek verduidelik. Ek wil graag vir jou lees vanmôre uit die boodskapvertaling. Dis so 'n bietjie mos nou 'n alledaagse Afrikaanse parafrase van die teksgedeelte. Nou Lukas sê dan nou in die boodskapvertaling, iemand in die skare sê toe vir Jesus, goeie leermeester of rabbi, die oorspronklike woord dan nou, help my asseblief met 'n groot probleem. My pa is onlangs dood en nou wil my broer nie ons erfgeld met my deel nie. Hy hou alles net vir homself. Dan antwoord Jesus en sê, hoorie, dis nie my werk om as regter in julle familietwiste op te tree of julle geldsake op te los nie, het Jesus vinnig geantwoord. Nou kan ek gou net hier onderbreek. In die destydse konteks was dit actually deel van die rabbi se verantwoordelikhede om hierdie familiekonflikte goeders om dit te bestuur en eintlik dan nou 'n beslissing te maak van wie moet wat kry. Maar Jesus gaan teen die norm in en sê, dis nie my werk om dit te doen nie. Toe sê Jesus vir ons in vers 15 sê Lukas vir ons verder. Hoekom hardloop julle die hele tyd net agter geld aan? Die lewe gaan tog nie daaroor nie. 'n Mens se geluk hang ons nie af hoeveel geld jy op jou naam het nie. Nou sê kom ek verduidelik wat ek bedoel. En hy vertel 'n verhaal, gelykenis. Eendag was daar 'n baie ryk man. Hy was 'n groot boer wat die een goeie oes na die ander op sy lande gehad het. En op 'n dag dink hy toe by homself, ek het 'n probleem. My skure is nie meer groot genoeg om al my oeste in te bære nie. Na rukkie sê hy vir homself, nou weet ek gaan al my skure afbreek, dan bou ek baie groter skure in hulle plek, groot genoeg om in al die oeste daarin te bære. Dan kan ek sommer al my kosbare besittings waarvoor ek nie meer plek in my huis het nie, ook daartoe sluit. Daarna kan ek agteroor sit en die lewe geniet. Ek kan myself op die skouer klop en sê, mooi so, jy het nou so baie geld en besittings dat jy dit nooit kan uitleef nie. Ga geniet nou jou lewe. Hou partytjie, gee jou oor aan drank en plesier, doen net wat jy wil, jy verdien dit mos. Vriende, ek is nou moedswillig, maar klink dit nie na 'n ideaal wat ons maar baie keer in ons lewe najaag nie. Om op baie punte kan kom waar ons sê, ek het oor genoeg, ek kan nou die lewe geniet sonder een enkele bekommernis. Dan gaan Jesus aan en sê, vers 20, maar hierdie ryk man het 'n verskriklike groot fout gemaak. Hy het God buite rekening gelaat. Op daai selfde dag nog het God vir hom gesê, jou arme dwaas, vannag nog sal jy sterf. En wat word dan van al jou besittings? Jy kan dit tog nie saam met jou in die doderyk invat nie. Weet julle, sê Jesus, so gaan dit met almal wat die verkeerde skatte bymekaar maak. Die doderyk is nie die enigste beloning vir al julle harde werk. Gee julle lewens eerder aan God. Maak vir julle skatte by hom bymekaar, dan wag daar 'n splinter nuwe lewe op julle. Vriende, baie bekende gedeelte. Ek het ook in ons Pinksterreeks waar ons nou 'n bietjie gedink het oor hoe bestuur ons bronne, ons tyd, ons emosies en al daai goed. Dis ook oor hierdie teksgedeelte nagedink. En dit konfronteer my net weer eens, baie belangrik, ons moet nie in hierdie teks hoor dat Jesus teen rykdom is nie. Dat hy hom uitspreek teen harde werk om voorsiening te maak nie. Maar dit gaan oor daai punt oor waar stel jy jou vertroue? Want dit is mos nou so, ons kan van ons aardse besittings, waarvoor ons so hard werk en wat vir ons so belangrik is, ons kan daarvan nie een stukkie saamvat as ons lewe hierdie dag eindig nie. Dan sit verby. Ek weet nie of julle sal kan onthou nie, ek het al die verhaal vertel, John Ortberg, 'n Amerikaanse teoloog, het vertel dat hy en sy ouma baie graag Monopoly gespeel het.
En ouma het altyd gewen met Monopoly. Nou, ons ken mos almal Monopoly vriende, dis daai spel wat jy moet speel, om te kyk hoe kan jy alles bymekaar maak en die monopolie besit van al die groen huisies, die rooi hotelle en al die strate daar rondom die bord. En John sê, ouma het altyd gewen, en hy sê so teleurgesteld en so aan, en op 'n dag toe gebeur dit, dat hy wen, en hy besluit maar hy vryf dit so 'n bietjie in vandag vir ouma, dat hy gewen het, hy het nou hierdie monopolie gekry, en hy vertel, hy sê toe hulle nou oppak, die kaarte en die gemeenskap en die kanskaartjies en toe hulle oppak en al die goeders in sy, toe sê sy ouma van John, and now you must learn to really play the game. Because in the end, all goes back into the box. En vriende, is dit nie so waar nie, nee? Ook ons vierkantige bokse waarin ons gaan, of dit nou jou as is in 'n gedenkmuur of in 'n graf in daai boks gaan alles wat jy op aarde het nie in nie. Niks van wat jy saak gemaak het, by mekaar gemaak het nie. Maar, nou wil ek weer sê, hierdie gelykenis, hierdie verhaal gaan nie daaroor dat Jesus sê, wees nou arm en onverantwoordelik in gee. Dit gaan nou oor om te sê, wat is jou prioriteit? Lê dit in jou verhouding met God, of lê dit in hierdie sekuriteite, wat ons vir ons op 'n manier hier op aarde probeer opbou? En dit maak natuurlik weer volgende gesprekke oop, in terme van pensioenfondse, en versekering, en medies, en al daai dinge. Hoor mooi, dis nie verkeerd om daardie goed te hê nie. Dis nie verkeerd om voorsiening te maak vir jou ou dag nie. Dis nie verkeerd om 'n versekeringspolis uit te neem, sodat wanneer jou huis dalk afbrand, jy daardeur ook 'n uitbetaling kan kry. Dit gaan glad nie daaroor nie, maar waar lê jou prioriteite? In wie is jou vertroue? En Jesus vertel hierdie verhaal, en onthou net, dis deel van hierdie reisverhaal op pad Jerusalem toe, waar hy met sy disippels en mense praat oor, wat gaan regtig in die koninkryk van God aan? Dan vertel Jesus hierdie verhaal en sê, die enigste wat regtig saak maak, is my en jou verhouding met God, drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En vanuit daardie verhouding vloei alle ander dinge in ons lewens, en kan ons dit geniet, kan ons met verantwoordelikheid ook sê, Here, gebruik my so in u koninkryk, om ook die besittings wat ek by mekaar gehaak het, of hierdie erfporsie wat ek gekry het, om nie te sê, dit is myne nie, maar om te sê, Here, maak dit deel van u koninkryk, want dit behoort in elk geval aan u. Is dit nie daar in die Prediker, wat die Here moes sê, al die skape, al die bokke op die bergtoppe behoort aan hom nie. Alles, ook ek en jy, is God se. Daarom kan ons hom vertrou vir elke dag van ons lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre weer die woord kan oopmaak, en dankie Here dat u op 'n baie praktiese manier ook vanuit die woord vir ons help om te dink oor die lewe wat ons elke dag leef. Here, ons is so al vasgevang in hierdie westerse kultuur van bymekaar maak en sorg en voorsiening maak en rykdom en beter en mooier en blinker. En vanmôre kom ons opnuut maar net weer en ons besef, ja, hierdie goed is dalk goed en lekker en so aan, maar ons eerste verantwoordelikheid, ons eerste bron van waarheid ons leef, Here Jesus, bly u. En daarom behoort ons eintlik net baie meer tyd te invest, te belê in ons verhouding met u. Help ons, o Heilige Gees, om dit elke dag te doen. En om dan vanuit hierdie verhouding ons lewe ook in volle afhanklikheid van u elke dag te leef. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, soos ek net gesê het, ek is Sondag so 'n bietjie af wat die prediking self aan betref. Janie Hougaard is by die Kleinmondkerk, so die erediens gaan gelivestream word, en soos gewoonlik sal Kobus hom ook op die WhatsApp groepe van ons Koffiekuier gemeenskap deel. Intussentyd, geniet jou koffie, geniet jou naweek, en weet, jou verhouding met God bepaal alles in my en jou lewe. Mooi loop.